May the words of my mouth and the meditation of our hearts be acceptable to you, our Lord, our Redeemer. Amen. Ons tema vanoggend, die opgestane Heer maak alles nuut. The risen Lord makes all things new. Paasondag is vir ons die hoogtepunt in ons kerklike jaar. It's the highlight in our church calendar, our liturgical year. Today we gather in celebration, not just of an empty tomb, but of a living hope. Easter, for us as Christians, is and should always be more than an event in history, because it is the beginning of something eternal. God's new creation, breaking into a still broken world. And Isaiah, beloved, gives us a glimpse of the resurrection reality long before it unfolded. In the middle of darkness and despair, Isaiah offers a vision of what God is going to do. And that vision finds its fulfillment for us as believers in the resurrection of Jesus Christ. Om iets van die geleesde gedeelte te verstaan vanoggend, wil ek net vinnig terugvat na die begin van die hoofstuk, Jesaja 65. Want dan kry ons 'n verstaan, 'n dieper verstaan van wat hier van vers 17 af oor gepraat word. Vers 1 lees ons: Ek het my laat raadpleeg deur hulle wat nie na my gevra het nie. Ek het my laat vind deur hulle wat my nie gesoek het nie. Ek het gesê, hier is ek, vir 'n nasie wat nie na my naam genoem is nie. I revealed myself to those who did not ask for me. I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, here I am, here I am. Dis duidelik 'n frustrasie wat die profeet hier namens die Here uitspreek, omdat die volk soveel keer in hulle geskiedenis God verwerp het. Ons stel ook op, as het ware, dat daar by die Here 'n angstigheid is oor die volk se dwaasheid en hulle dwaase besluit. Dat daar by die Here 'n pyn is oor die feit dat hulle hom eintlik so abuse, misbruik. En daarom beplan die Here om die volk te straf. Ons sal sien dat hy noem hulle eintlik in vers 2 nie eers meer my volk nie, hy praat van 'n volk, 'n koppige volk, 'n rebellious people. 'n Volk, vers 3, wat my voortdurend in my gesig uittart. A people who continually provoke me to my very face, offering sacrifices in gardens and burning incense on altars of brick. Dis hoe die volk van die Here afgedwaal het. Maar hier in die middel van die hoofstuk sien ons hoe dinge verander in terme van God se plan. En dit, geliefdes, is keer op keer die genade wat ons ontdek wanneer ons die Bybel lees en wanneer ons na ons eie lewens kyk. God wat tog verander van plan en nie vir ons straf na ons verdienste nie. Vers 8 sê, so sê die Here: Wanneer daar nog sap te vind is in 'n druiwetros, sal iemand sê, moet dit nie vernietig nie, want daar is seën in.
So sal ek ook optree ter wille van my diensknegte, sodat alles nie vernietig word nie. This is what the Lord says, as when juice is still found in a cluster of grapes, and people say, don't destroy it, there is still a blessing in it, so will I do in behalf of my servants, I will not destroy them all. Net God se genade. Nie verdienste nie. Dis hoekom ons ook dikwels mos ons gebed so afsluit. Ek vra dit uit genade en nie uit verdienste nie. Because nobody can really stand before God and say, I deserve your grace and mercy. Maar God kyk ter wille van die wat getrou bly te midde van hierdie ontrouheid van sy volk. God sien hulle raak. En God besluit, ter wille van die getroues, sal ek genade betoon. Daarom praat dit hier in vers 16 van die God wat getrou is. The one true God. Hy sal nie sy volk vernietig nie. The Lord will not execute his judgment. En die uitwerking daarvan, lees ons hier van vers 19 af, the Lord will now delight in my people. Once again he calls them my people. En daarom het gesê, is belangrik net om my beweging te sien, waar hy praat van 'n volk, praat hy nou weer van my volk. Dis God se genade. All that destroys life will pass. God says, will pass away. Weeping, distress, premature death is mentioned here, unfulfilled hopes, injustice, robbery, pillage, plundering, even genocide, if we read the passage. And it's important to have this picture in front of us of the results of war, especially in those days, but also today as we see it in the world. The prophet is speaking about the most horrible experiences, things that we even see today on our television screens, in the newspapers. Think about the destruction in Gaza, in Palestine. Think about the many people fleeing because of conflict in the DRC. Think about Ukraine. But closer home, think about the Cape Flats, where children, where young people are dying every single day in senseless violence. If the Lord changed his plans because of the faithfulness of a few, that should tell us today we should not stop praying. Ons kan nie ophou bid en stry vir 'n ander lewe, vir 'n alternatief tot die geweld, tot die verwoesting wat ons sien en ervaar nie. God kyk of daar nog mense is wat getrou is, wat vashou aan die hoop. En dis belangrik vir ons, hierdie agtergrond, hierdie prentjie, dat die God wat hier in Jesaja se woorde praat van ek skep 'n nuwe hemel, 'n nuwe Jerusalem. This is the God speaking to us through the resurrected Jesus. Die opstanding van Jesus Christus was meer as maar net 'n blote herstel of 'n restaurasieproses.
in Jesus se opstanding glo ons, moet ons aanhou glo, is daar 'n nuwe, totaal nuwe bedeling wat aangebreek het. Die hel kon hom nie terughou nie. Die magte van die dood kon hom nie terughou nie. Hy het die dood oorwin, hy het opgestaan, en daarom het ons 'n nuwe hoop, daarom hou ons vas aan die beloftes, en daarom sal ek verkondig, solank ek kan, moenie net Goeie Vrydag vier nie, vier opstanding Sondag. Vier dit, elke Sondag wat ons by mekaar kom, vier ons die opstanding. Maar as ons by Goeie Vrydag bly, dan sê ons dat die magte van die dood inderdaad heers in die wêreld. Het ons oorgegee vir hierdie magte. Sê ons eintlik, ons glo nie regtig hierdie storie, hierdie boodskap van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde nie. Ja, ons sê dit met ons lippe, maar ons glo dit nie. Ons glo meer dit wat ons hier sien. Maar die boodskap is dat God die trane wil afvee. Dat God die droefheid in blydskap en vreugde wil verander. Daarom kan later ook Openbaring 21 daarvan vertel. As dit ware hier teen die einde van die Bybel, wat vir ons nagelaat is, hou ons vas aan hierdie hoop. Kyk, ek maak alles nuut. Daar is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ek verlekker my nie in julle droefheid en julle pyn nie. Ek wil julle bly sien. Ek wil vreugde sien. Nee, mense van die opstanding is mense van vreugde. As ons in Nehemia kon lees van the joy of the Lord is my strength, then as people who believe the resurrection, we should be able to sing it, even when we struggle. The joy of the Lord is my strength. Weet jy, wie ken daai ou koortjie nie? The joy of the Lord is my strength. 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 He gives me living water. He gives me living water, and I thirst no more. He gives me living water, and I thirst no more. He gives me living water, and I thirst no more. The joy of the Lord is my strength. He fills my mouth with laughter. He fills my mouth with laughter, and I laugh, ha, ha. He fills my mouth with laughter, and I laugh, ha, ha. He fills my mouth with laughter, and I laugh, ha, ha. The joy of Lord is my strength. One more time, the joy of the Lord is my strength. 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 Amen. Dit is wat kinders van die Here doen. Hulle lewe nie in denial oor die omstandighede nie. Maar hulle bring juist daai omstandighede na die Here toe. Na die Jesus toe wat dood en sonde mag oorwin het. Hulle bring dit na hom toe. En hulle sê, hierdie situasie wat ek in is, this situation is not my final destination. Because of what Jesus Christ has done.
He creates everything new. In die begin het ons gelees van die Here sê, ek sê vir hulle, hier is ek, maar hulle hoor ja my nie, soos ons in die Ooskaap sal sê, hulle hoor my nie, hulle hoor ja my nie. Maar hier in vers 24, lees ons 'n verrassende ding, van dis God se genade, wat nou inskop. Hy sê, nog voordat hulle roep, sal ek hulle antwoord. Hulle sal nog besig wees om te praat, dan verhoor ek hulle al. Hoor julle? Dis ons God wat ons aanbid. Before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Verstaan nie, hoekom kan ons nie ophou bid nie? Verstaan nie, hoekom ons bekommerd moet wees, as ons bidgeleenthede so afgewater geraak het, dat die gelowiges dink, ek kan in my eie krag die dinge aanpak, en nie saam die krag van die Here kom soek nie. Wat hy in sy nuut skepping wil bring, sê vers 25, is versoening en nuwe verhoudings van vrede. Dis wat hy wil bring. Kom ek lees net 25. 'n wolf en 'n lam sal saamwy. 'n leeu sal soos 'n bees hooi eet. Maar 'n slang, stof sal sy kos wees. Mense sal nie kwaad aanrig of hulle wangedra nie. Nêrens op my hele heilige berg nie, sê die Here. Ons kry weer dat God nie ophou om die beeld wat ons in Genesis 2 gesien het van die paradys. God het nie opgegee nie. Dis wat hy nog steeds vir ons wil gee. This climax, a vision of shalom, God's peace, is what we have in front of us. The resurrection, brothers and sisters, is not just about individuals going to heaven. It is also about heaven coming to earth. Peace between enemies. Peace within creation. Peace with God. And that's why Jesus says in the Beatitudes, blessed are the peacemakers. We are called not to be passive in what God is busy doing, but to be active participants of this new life, this new creation that God is busy with. Daarom kan Paulus, wanneer hy in 2 Korintiërs 5 praat, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. It starts with you and me, allowing the Spirit of God to renew us. En soos ons in hierdie week gesê het, hou op om te hou vas aan goed wat jy weet, wat destructief is vir jou. Hou op vashou aan goed wat jy weet, wat nie tot lewe lei nie. En dan vra ons, Here, maar kom dinge nie reg nie. Los wat jy so aan vashou. In die krag van Christus se opstanding is daar verlossing. Bring self jou pyn en jou seer vanoggend na die altaar van die Here, na die geopende graf, en sê, Here, ek los dit, want ek wil die lewe wat U beloof, wil ek ervaar. Daar is 'n pakkie met jou naam op, maar jy moet dit steeds kom haal. Ek het jare gelede hierdie voorbeeld, en dit bly my by, jy weet, as daar pakkies nou, geskenkpakkies vir ons almal uitgaan. Nou, daai tyd het die poskantoor nog gewerk, nou weet ek nie werk die poskantoor nie nog.
Maar die enigste voorwaarde is, jy moet tot by die poskantoor gaan, om jou pakkie met jou naam te kry. Jy kan nie jou ma stuur nie. Jy kan nie jou vriend stuur, jy kan nie jou man of jou vrou stuur, jy moet self tot daar gaan. Ek dink hulle seker uit die identification, hulle soek jou gesig. Maar dit sê iets van, die geskenk is vir ons almal. But you must come en sê, Here, ek is hier om my geskenk te kom haal. Uit die hand uit. Dis wat die paasboodskap vir ons beteken. Ons ontvang dit wat Christus alreeds gedoen het. En ons sê, Easter is not the end of the story. It's the beginning of God's new world. And Isaiah 65 invites us this morning to live as resurrection people, anchored in hope, despite everything negative in and around us, radiant with joy, working for justice, and longing for God's shalom, God's peace. So, I invite you this Easter, lift up your eyes. Behold what God is doing. The tomb is empty. Christ is risen. And the promise still stands. See, I am making all things new. Father God, thank you for this message. Thank you that we can accept it in Jesus' name. And this morning again, Father God, I want to pray for each and everyone in this building. If there's anyone, Lord, that sits there and struggling and say, but I want that, I pray in the name of Jesus, Lord, that you will cut them loose from whatever is binding them, so that they will step in faith and step forward and receive what you are offering. Asseblief, Here, dat elkeen wat hier uitgaan uit hierdie gebou uit, werklik diep in hulle hart voel, something happened, and now I know, He touched me and made me whole. In Jesus' name, amen.